Goeiedag, Yeshua leer ons bid vir daaglikse brood. En vandag is dit my gebed dat Vader ons sy daaglikse brood uit sy troonkamer sal gee. Ek weet jy deel met 'n verhaal in die woord in 1 Konings 7 oor 'n koning wat 'n man laat haal is. Daar's 'n man gelaat haal deur 'n koning. Ja, in 1 Konings 7 is Salomo besig om voor te berei om die tempel te bou in Jerusalem. Ja, dit was hierdie glorieryke tempel wat Salomo gebou het. Dit was ook genoem Beit HaMikdash. Dit wil sê die huis van heiligheid. Maar in 1 Konings 7 vers 13 tot 14 staan daar: en koning Salomo het Hiram uit Tyrus laat haal. Hy was die seun van 'n weduwee vrou uit die stam van Naftali en sy vader was 'n man van Tyrus, 'n kopersmid. En hy was vol wysheid en verstand en kennis om allerlei werk in koper te maak. Hy het toe by koning Salomo gekom en al sy werk uitgevoer. Salomo die koning het vir Hiram gaan haal. Hiram wat hierdie ydelste beteken. En net so het Yeshua die koning jou kom haal uit slawerny. Ek en jy was daar die verlore skaap. Jy het ons kom haal uit slawerny om wat te doen? Om sy huis, om deel te wees van sy huis, om 'n huis te bou, 'n huis van aanbidding, 'n huis van gebed. Nou die woord sê Hiram was gevul met wysheid, met verstand en kennis of vaardigheid om allerlei werk in koper te maak. So die woord noem vir ons 3 dinge waarmee Abba Vader Hiram kom vul het. Naamlik 1, wysheid. Nou Spreuke 9 vers 10 sê wysheid begin by die vrees van Jotawawai. Wysheid hier in Hebreëus is die woordjie chokma, wat beteken om 'n vaardigheid vir oorlogvoering te kry. Ons is mos 'n geestelike oorlogvoering. Om wysheid te kry in jou daaglikse besluite wat jy moet maak. Om dissipline en onderskeidingsvermoë te verkry in jou handelinge. Om goeie oordeel te hê en etiese en morele waardes. So die eerste waarmee Abba Vader vir Hiram gevul het was wysheid. Die tweede gawe was verstand. Verstand hierso is die woordjie in Hebreëus tebina. En dit beteken die proses of toepassing van wysheid deur begrip. En die eerste keer waar hierdie woordjie gebruik word in die woord is in Genesis 41 vers 33 met verwysing na Josef waar daar staan: laat Farao dan nou uitkyk na 'n verstandige en 'n wyse man en hom aanstel oor Egipte land. Okay, so ons het gesien, die eerste gawe waarmee Abba Vader vir Hiram gevul het was wysheid, die tweede gawe was verstand en die derde gawe wat hy gekry het was kennis. Nou die Engels die King James praat van cunningham. Die Hebreëse woord vir kennis of cunningham is da'at, wat beteken kennis, dis vaardigheid, onderskeidingsvermoë, begrip van wysheid. Maar hoor gou die werkwoord of rootwoord van cunning is yada. Nou hierdie kennis of yada beteken nie ek dra kennis of dis kopkennis nie. Yada het verskillende betekenisse en die eerste betekenis is dis iets waarvan ek bewus word. Met ander woorde ek kyk en dan sien ek en ek word bewus van iets. Die tweede betekenis van yada is om te leer. Ek wil leer. Om wat te leer? Die derde betekenis van yada is om die waarheid te leer. Wie is die waarheid? Yeshua is die waarheid. So ek sien iets, ek begin dit te leer en ek begin te loop dan in daardie waarheid, saam met daardie waarheid. 'n vierde betekenis van yada is om in ooreenstemming te kom. So dit wat ek leer, die waarheid wat ek sien, ek begin dit te leer en ek begin om in ooreenstemming met die waarheid te kom. Dan die 5de betekenis van yada is om die leiding te aanvaar. En dis waarvan Jesaja 30 vers 21 praat wat sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of links, wanneer jy links wil gaan. Met ander woorde, soos wat die waarheid deel word van jou lewe, is jy besig om leiding te aanvaar van die waarheid. Die 6de betekenis van yada is om gewillig te wees, om te gehoorsaam en te reageer in geloof. En dis alles in een woordjie yada. Met ander woorde, die koning het 'n man laat kom om die huis van aanbidding te bou. 'n Man wat gewillig was, wat bereid was om homself te gegee het.
Vader het hom gevul met al die nodige gawes, want dit wat jy maai, dit sal jy saai. Hy het homself gegee. Vader het hom gevul met al die nodige gawes, naamlik die vaardigheid vir geestelike oorlogvoering, wysheid in sy daaglikse besluite wat hy moet maak, dissipline en onderskeidingsvermoë in sy handelinge, in al sy handelinge, goeie oordeel en etiese en morele waardes, verstand, die proses of toepassing van wysheid deur 'n begrip, onderskeidingsvermoë, 'n intieme verhouding met die koning het hy gehad, waar die koning sy waarheid met hom gedeel het. Hy het dit gesien, hy het dit geleer en daarvolgens gelewe om dit presies so te doen. Hy ontvang waar sy koning vir hom sê, ek sal jou wys wat om te doen. Ek sal jou die weg wys, want ek is die weg, en vir jou sê, gaan regs of gaan links met elke tree wat jy gee. En hierdie gebeur alles, omdat hy gewillig was, hy 'n hart gehad het, om homself gegee het, en hy gereageer het in geloof. Net so roep ons koning Yeshua jou vandag, sal jy soos hieran reageer in gehoorsaamheid? Want as jy doen, as jy jouself gee, dit wat jy maai, dit wat jy saai, dit sal jy maai. As jy jouself gee, sal Vader jou vul met al die nodige om dit te doen waarvoor hy jou nog altyd geroep het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Vader, u woord is so diep en alles gaan oor ons koning. Dankie koning Yeshua. Daar waar ons verlore is, het u ons kom haal om deel te wees in u koninkryksplan, om deel te wees in u koninkryk. Vul ons met die vaardighede, met die wysheid, met die verstand, met die kennis, om saam met u in intimiteit te wandel en net dit te doen wat u behaag. Vader, ons eer u, ons loof en ons prys u. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Jotewawai. Amen. Shalom.